rustig voor die Here, lekker om te lag. Het is lekker om mens te wees. Ons moet nooit so heilig word dat ons nie mens wees. Ons moet as Christene met ons volkome mens wees, geredde mens wees. Mag die Here vir ons sommer net vanmôre so ontmoet waar ons is. Heilige Gees, so dankie dat U hier is vandag en dat U nie elders is nie. Here, dat ons nie vanmôre net 'n geraas in die ore is nie, maar dat U ons met die name ken. Dat U weet hoeveel hare is op ons koppe. Dat U ons diepste binnekant wat vir ons so donker soos die nag is, Here, vir U so helder soos die dag is. So dankie Here dat ons vanmôre vir almal na U toe kan bring. Bid sommer vanmôre vir elkeen wat op ons lysie is wat in hierdie tyd herstel of siek is of aan die gesond word is of met 'n lang proses besig is. Dankie Here vir elke een en vir U hand in elkeen se lewe. Dankie dat ons vanmôre U woord Here mag oopmaak en daaruit mag lees en mag sing. En dan ook aan huis toe gaan en 'n verskil kan gaan maak daar buite. Ons wil graag vanmôre U verheerlik, Here, die voorreg om sommer net weer te kan sien hoe word 'n babatjie gedoop en dit ons ook vanmôre herinner aan U hand wat die eerste uitsteek in ons geloofsreis. Here, dankie daarvoor. Dankie dat ons getuies kan wees vanmôre, ook saam met hierdie familie, dat U vanmôre ook eerste inisiatief neem, ook in hierdie kindjie se lewe. Here, ons aanbid U vandag as die Logos, die woord wat mens geword het en onder ons kom woon het. In Jesus se naam. Amen. Groet jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Alright, julle kan saam met my blaai na Efesiërs toe en Matteus 4 toe. Hou eers jou vinger by Efesiërs 6. Julle kan saam met my Matteus 4 toe gaan. Ons gaan daar beginne. Ons so 'n paar verse vir julle daar lees. Matteus 4. Matteus 4 is in die middel van die Bybel. Net so voor Openbaring, na Maleagi. Julle moet net so 'n stukkie bokant dit ook altyd lees, né? Ek dink een van die grootste dinge wat ons altyd aan moet onthou en moet aan herinner is dat ons die woord van die Here in konteks moet lees. Nou kyk sommer 'n bietjie wat het net bo dit gebeur. Daarbo is Jesus besig om gedoop te word. En dan sien ons daarso in vers 16, hy's gedoop en hy het uit die water uitgekom en met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en die Gees van God het soos 'n duif neergedaal op hom en daar was 'n stem uit die hemel uit wat gesê het: "Dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Ek is trots op hom, ek is bly oor hom, opgewonde oor hom, dis my kind hierdie." En dan direk daarna, hoofstuk 4, toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei. Julle moet die woorde raak lees in die Bybel, julle moet nie te haastig lees. Het julle al ooit gewonder, hoekom het die Heilige Gees, nadat hy gedoop is, en hierdie mooi woorde oor hom uitgespreek is, die Gees van God om woestyn toe gedryf het? Waarom? Hoekom? Ons gaan nou daarby stil staan. Hy het hom so in die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. Laat dit sommer net in jou gees insink. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie en hy het naderhand honger geword. As jy ooit gewonder het of Jesus ten volle mens was, hier's 'n bewys. Hy het honger geword. En na 40 dae moet hy honger word. Die versoeker, die Satan, het toe na hom toe gekom en hy het vir hom gesê: "As U die seun van God is, sê vir hierdie klippe hulle moet brood word." Wat het die Here nou net vir hom gesê? Wat het sy pa vir hom gesê? Dis my seun, oor wie ek opgewonde is, oor wie ek bly is, op wie ek trots is. Direk daarna in die woestyn, eerste woorde van die misleier: "As U die seun van God is, sê vir hierdie klippe hulle moet brood word." Maar hy antwoord hom: "Daar staan geskrywe, 'n mens lewe nie van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom." Daarna het die duiwel hom na die heilige stad toe geneem en hom laat staan op die hoogste punt van die tempel en hy sê toe vir hom: "As U die seun van God is, spring nou hier af. Daar staan mos geskrywe." Quoteer uit die Bybel, né? Haal uit die Bybel aan. Psalm 91. "Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie." Toe sê Jesus vir hom: "Daar staan ook geskrywe,
jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, en hy wys hom al die koninkryke van die wêreld, met hulle pragt, en hy sê vir hom, ek sal alles vir u gee, as u neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg van my af, Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid, en vir hom alleen. Daarna het die duiwel hom met rus gelaat, en daar het engele gekom, en hulle het hom versorg. Nou ek wil net vinnig, jy hoef nie daarna toe te gaan nie, ek wys jou sommer net, herinner jou sommer net vinnig aan Jakobus 4 vers 7. In Jakobus 4 vers 7 staan die volgende woorde, onderwerp julle aan God, staan die duiwel teë, en hy sal van julle al wegvlug. En dis presies wat hier gebeur het, daar staan aan die einde, daarna het die duiwel hom met rus gelaat, en die engele het hom toe versorg. En dan net so 'n sinnetjie in Efesiërs 6, waaroor ons vanmôre gaan gesels, Efesiërs 6 vers 17, ek herinner jou net aan dit wat bo dit staan, ons gaan nou daarby kom, maar vers 17 sê, sit verlossing as 'n helm op, dit het ons laasweek met mekaar gedeel, en vanoggend, vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God. As 'n swaard in sy skede aan die gordel is, beteken hy niks. 'n Swaard werk eers as jy hom gebruik. Anderster is dit 'n ornament. Ek weet nie wie van julle kyk Chuck Kaaswors op Facebook nie. Hy hou baie van karate en allerlei goeters, en nou die dag het iemand vir hom net so lang swaard persent gegee. En toe doen hy 'n paar oefeninge met hierdie swaard, en toe blok hulle hom op Facebook tot die 12de Mei toe. Want dit is aggressief en dit is gevaarlik. Net so lang swaard wat hy nou daar gebruik en wat hy nou demonstreer. Ek dink sommer, gaan bietjie saam met my, kan jy daai boksgeveg onthou van Gerry Coetzee en wat is dit, Spinks gewees, daai oggend vroeg, né? Kan julle onthou het ons almal so vroeg opgestaan het? Dis nou many moons back. Het ons vroeg opgestaan daai môre, ek dink dit was nog 4 uur in die môre. Ons het almal daar gaan sit voor die TV. Dit was nog my ou tyd se groot Sonys. Ons sou nie 'n TV gehad het nie, maar toe koop my pa ons een van daai Sonys, daai grootes. En nou sit ons almal daar voor die TV met sulke groot oë. En hier kom hierdie twee ouens in die kruit en Gerry Coetzee gaan nou boks vir die wêreldtitel geveg. En dit was nog in die middel van die nag in daai jare. 4 uur was vroeg gewees. En die volgende oomblik toe lui die klok. En ek kan nog so goed onthou, Gerry Coetzee vlieg uit die hoek uit. En hulle begin mekaar timmer. En die volgende oomblik is hy die eerste keer plat en die tweede keer, ek dink die derde keer deur die toue. En ek dink dit was hoeveel 1 minuut iets of 2 minute hele geveg klaar. Alles verby. Gerry Coetzee uit die hoek uit slaat hierdie ou plat, word hy die wêreldkampioen. Dit was so vinnige geveg gewees. Wat my opgeval het, is dat hy het vinnig uit die hoek uit gegaan en hy het vinnig betrokke geraak. Ek herinner my in 'n ander geleentheid met die rebelle toer van Suid-Afrika na Nieu-Seeland toe baie jare terug, het ons ook 4 uur die môre opgestaan en alles was gereed gewees en toe het een of ander ou met 'n vliegtuig daaroor gevlieg en meelbomme daar rond gegooi en spykers op die veld uitgegooi en toe het ons gaan slaap sonder 'n wedstryd. Kan jy onthou? Ja. Ons is nie in 'n rugbywedstryd betrokke nie en ons is nie in 'n boksgeveg betrokke nie. Maar jy word elke môre van jou lewe wakker midde in 'n geestelike geveg. Of jy dit nou wil glo of nie, bewustelik of onbewustelik. Ek en jy is in 'n oorlog gewikkel elke dag van ons lewens. En hierdie bose magte het ons nou al 'n paar keer van mekaar gelees in Efesiërs 6 vers 10, is gesofistikeerd, is fyn ingestel op my en jou, beplan die aanslag spesifiek vir my en vir jou, om vir my en vir jou
in ons lewens te kom steel, te kom beroof. En as ek en jy vanmôre hierdie skrifgedeelte en hierdie perikoop en waarmee ons besig is in jou gedagtes oproep, dan het hy 'n bepaalde strategie. En as ons vanmôre praat oor die woord, die swaard van die Gees, die woord, dan het hierdie vyand, die duiwel, ook 'n spesifieke strategie wat hy gebruik rondom hierdie wapenrusting en stukkie wapentuig wat die Here vir my en vir jou gegee het. Weet jy wat is sy visie? Weet jy wat wil hy bitter graag doen? Hy sidder en beef oor hierdie wapenrusting wat God vir my en vir jou gegee het. Want hy weet, daardie wapenrusting het die potensiaal om vir my en vir jou te help om hom te kan weerstaan, om te kan sterk staan en te kan bly staan tot en met die volleinding van alles. En daarom is sy visie om hierdie wapentuig dan ook op 'n manier so van jou af weg te hou dat dit nie hierdie doel bereik nie. So as ons vanmôre praat oor die swaard van die Gees, die woord van God, dan is sy strategie om vir jou te keer om hierdie woord te hoor. Hy wil keer dat jy hierdie woord glo en hy wil keer met alles in sy vermoë dat ek en jy hierdie woord gehoorsaam. Dis hoe hy dit reg kry om hierdie wapen, die swaard, in ons lewens te elimineer. Al die geestelike oorlog en al die geestelike aanslae vind op een of ander manier rondom hierdie strategie van hom plaas. Hy val die woord van God die hele tyd aan. Gaan sommer saam met my na Genesis 3 toe in jou gedagtes. Daar praat God en God sê vir hierdie ouens, julle mag van alles eet, julle mag alles geniet, dis daar vir julle, ek begeer 'n verhouding met julle, ons het met mekaar 'n intieme verhouding, maar moet asseblief nie van daai boom eet in die middel van die tuin nie. En wat kom hy? Dis sy woord. Dis die woord wat God teenoor Adam en Eva uitgespreek het. En dan wat gebeur? Hier in Genesis 1:3 kom die Satan met sy strategie en wil hy hierdie woord van God aanval, want hierdie woord van God het bepaalde effek, betekenis gehad in hierdie konteks. En wat doen hy nou? Hy begin met hierdie woorde, hy mik sy aanval op die woord van God, wat gesê het, jy mag nie eet van die boom in die middel van die tuin nie. En dan verdraai hy dit en dan gebruik hy daai mooi woorde en dan sê hy, het God dit regtig gesê? Het God gesê, jy mag van geen van die bome eet nie? En so deur hierdie vraag wat hy gevra het, is hy besig om in hierdie Adam Eva se gedagtes misverstand en misleiding en twyfel te skep. En as ons hierdie strategie van hom vanmôre net so 'n bietjie verder afstof en jy onthou wat staan in die belangrike gelykenis oor die saaiër, dan kom sê die Here vir my en vir jou nog so 'n tree verder oor hierdie strategie. Markus 4 kom verduidelik Jesus hierdie gelykenis van die saaiër, van die man wat gaan saai het, en julle sal onthou, hy het met sy saad geloop en saai, en 'n gedeelte van dit het op die harde grond geval, 'n gedeelte van dit het tussen die rotse geval en die vlak grond, 'n gedeelte het tussen die dorings en die distels geval, en 'n laaste gedeelte het op die vrugbare grond geval, en dit het ontkiem 30, 60, 100 keer die vrug gegee wat in die grond gesit is. En hierdeur wil Jesus eintlik vir my en vir jou kom sê, hoe lyk die strategie? Wat doen die Satan om hierdie wapen, die woord van God, by my en jou te kom vat en te kom elimineer? Wat doen hy? Hy wil keer dat jy dit hoor, hy wil keer dat jy dit glo, en hy wil keer dat ek en jy daarop sal reageer. Want as hy dit kan regkry, dan kan hierdie wapen wat ek en jy het, wat ons die swaard noem, nie tot sy reg kom nie. So wat doen hy? Die harde grond, jy hoor die woord, dit gebeur nou al reeds vanmôre in hierdie kerk, die woord van die Here is gelees, ons praat oor die woord van die Here, en iewester is hy besig met 'n strategie om dit onmiddellik van jou ore af te kom steel. Hy wil dit kom steel. Soos wat dit gesaai word, so trek hy jou aandag af. So is jy besig om nou aan ander goeders te dink,
En as ek nou vir jou vra, maar wat het ons gelees, gaan jy al vir 'n oombliekie dalk sit en sê, maar ja, ek kan nie onthou nie. As ek vir jou vanmôre sê, waar is jou gedagtes nou, dan is jou gedagtes dalk op 'n ander plek, want hy is intentioneel besig, as ons hierdie woord van die Here oopmaak, om ons gedagtes op 'n ander plek te sit, want hy wil keer dat hierdie woord van God glad nie in jou gedachtewêreld moet grondvat nie. Julle ons sien dit week na week by die kinders en by die tieners. Nie by almal nie, maar by 'n groot gedeelte. As ons oor rugby praat, dan kuier ons lekker saam. As ons oor sport gesels, is daar 'n glimlag op almal se gesigte. As ons die woord van die Here oopmaak en begin lees, dan raak hulle vaak, hulle raak kriewelrig, hulle begin rondkarring aan mekaar. Hoekom? Want op die einde van die dag sê die duiwel, as ek hierdie kinders kan keer dat hierdie woord glad nie in hulle gedagtes grondvat nie, dan is ek besig met my strategie. Want dis wat ek wil doen. En hy wil dit elke liewe Sondag hier in die kerk doen. Hy wil dit doen as jy jou Bybel oopmaak met stilte tyd. As jy iewers besig is om te lees, wil hy daai woord by jou kom steel voordat dit grondgevat het. Sy tweede belangrike ding wat hy doen, kom sê Markus 4 in hierdie gelykenis van die saaiër, kom sê Jesus dat hy bring op ons pad uitdagings. En ek en jy lees baie keer die woord van die Here, en op grond van dit wat ons daar lees, en dit wat ons daar lees, bring hy iets op ons pad, en maak hy dit vir my en vir jou moeilik, om aan daai woord vas te hou en dit te glo. Dit word moeilik om te glo wat daar staan. Dis vir jou partykeer onverstaanbaar, omdat dit te groot is vir jou kop, partykeer is dit te ver in die verlede, of partykeer sê jy dood eenvoudig net vir jouself, maar miskien is dit net 'n storie hierdie. Miskien is dit nie regtig waar nie. En dan sy derde strategie in hierdie gelykenis kom sê hy, daai dorings en daai distels, wat eintlik hierdie vrug en hierdie plant wat aan die groei is, kom verdring, die warm son verdruk hierdie plant, en die plant op die einde van die dag kan nie groei nie, is die sorge van die lewe. Dis die bekommernisse. Dis die bekommernisse. Weet julle wat hulle sê, ek gaan 'n bietjie daaroor praat, Kersdag, dat die wêreld waarin ek en jy leef vandag, is die mees gekonnekteerde wêreld wat nog ooit bestaan het. Kan jy dink, 'n klompie jare terug, as jou kinders geëmigreer het jy vir hulle briewe geskryf en jy het eenmaal 'n maand met hulle gekommunikeer. Nou praat jy met hulle met WhatsApp sonder 'n delay. Dis asof hulle hier langs jou is. Dis hoe klein die wêreld geword het, né? Ten spyte van dit sê hulle, die syfers vir angstigheid en eensaamheid wêreldwyd is besig om die hemel in op te skiet. Mense is so gekonnekteer op al die platforms, maar mense is angstig, mense is vreesbevange, mense is alleen. Ten spyte van. Want toe kom ons gaan 'n bietjie later daaroor praat in volgende jaar, die skerm het ons kontak met mekaar of weggevat. Materialisme, die wêreldse plesier, die goed wat die wêreld op ons pad bring, dit word alles gebruik deur die bose om hierdie woord van God, wat hy in ons gedagtes wil laat grondvat, om dit te kom steel. En hy gebruik hierdie selfde strategie, wat hy in Genesis gebruik het, met Jesus. En hy fokus op 3 groot goeders. En dis wat hy vandag nog steeds doen. Hy doen dit in jou lewe, hy doen dit in my lewe. Hy doen dit in Adam se lewe, hy doen dit in Eva se lewe. Hy doen dit in Jesus Christus, die seun van God se lewe. En hy fokus op 3 belangrike terreine. Hy fokus op die begeertes van jou lyf, jou vlees. Hy fokus op die begeertes van jou oë, dit wat jy sien, en hy fokus op trots en aansien. En daai 3 terreine gebruik hy op die einde van die dag om vir my en vir jou te keer dat die woord van God in ons lewe ons grondvat. As jy so kyk na hierdie gelykenis, hierdie storie, eintlik hierdie stukkie geskiedenis van Jesus, dan sien jy hoe fokus hy op Jesus se fisiese behoeftes. En dan sien jy hoe fokus hy op Jesus se eer. En dan op die einde van die dag kom hy en dan wil hy 'n kort pad uitdink en vir Jesus laat buig voor hom, sodat hy dan die wêreld kan kry in plaas van om by die kruis uit te kom. So ons is vanmôre in 'n aanslag, in 'n stryd
wat Jesus nie vrygespring het nie, wat Adam en Eva en die vroeë mens nie vrygespring het nie, en waarmee ek en jy elke dag in ons lewe te doen het. Hoekom? Hy wil jou swaard en jou skede hou. Want as die swaard en jou skede is aan die gordel van die waarheid, dan beteken dit niks. 'n Swaard werk eers wanneer jy hom gebruik. En dankie Here dat ons 'n wonderlike stuk wapenrusting gekry het, en ons het nou by 'n paar stil gestaan, hè? En ek hoop jy sorteer dit so 'n bietjie uit en jy stof dit so 'n bietjie af in die week. Ons het by die gordel van die waarheid stil gestaan. Ons het by die borsharnas van vryspraak stil gestaan om in God se teenwoordigheid te kan wees. Ons het by die skoene van vrede stil gestaan. Ons het stil gestaan by die skild van geloof en ons het by die helm van verlossing stil gestaan. En vanmôre staan ons by hierdie een sinnetjie stil wat sê, jy het 'n swaard van die Gees, dis die woord. En as jy mooi saam met my deur hierdie paar weke gegaan het, dan sal jy sien, die ander wapenrusting is baie gefokus op verdediging. Maar hierdie wapenrusting, die swaard van die Gees, die woord, is gefokus en het 'n stuk potensiaal om aan te val en te veg mee. Natuurlik keer jy met 'n swaard, maar die doel van hierdie swaard is om vorentoe te beweeg, om die vyand waarmee jy besig is, terug te dryf en te oorwin. As Gerrie Coetzee in die hoek van daai kruit gestaan en gebly het, en besluit het om net te verdedig die hele tyd, dan sou hy nie die wêreldtitel gewen het nie. Ons sien dit ons nou maar week vir week op die rugbyveld, wanneer 'n span in hierdie verdedigingsmode ingaan, dan kan hulle vir 'n rukkie dit doen. Maar dan breek die mure en die walle, en dan kom hierdie ander span net oor hulle. Jy kan nie net die hele tyd verdedig nie. Daar's 'n tyd om te verdedig, maar daar's ook 'n tyd om aan te val. Nou die wapen waarby ons vanmôre stil staan, is 'n wapen wat God vir jou gee om mee aan te val, om mee te veg, om die oorlog mee aan te vat, en nie net jouself te verdedig nie. En dit is belangrik dat jy vanmôre saam met my net so 'n paar oomblikke net mooi verstaan waaroor dit gaan. As die teks sê die swaard, dan moet jy mooi weet, die woord wat hier gebruik word in Grieks vir swaard, is 'n baie spesifieke woord. Miskien het jy 'n prentjie van, as ek vanmôre sê, die woord is 'n swaard, 'n lang swaard, wat jy met 2 hande vashou, en jy swaai hierdie swaard so voor jou, en alles wat so 2 meter van jou afkom, sy hare waai en sy kop waai en sy bloed spat. Die Griekse woord wat hier gebruik word, is nie daai swaard. Die swaard wat hiervan verwys word, is 'n kort swaard, wat maksimum so 445 cm lank is. So dit is 'n swaard wat gebruik is in binnengevegte, in 'n geveg wanneer 2 teenoor mekaar te staan gekom het. En dit was ook 'n swaard wat jy baie spesifiek moes gebruik het. Jy kon nie maar net met die ding rondgeswaai het nie. Daai swaard was skerp gemaak, en hy was kort van natuur, sodat jy 'n ou kan steek spesifiek waar jy hom moet steek om hom dood te maak of om hom van jou af weg te kry. So hierdie swaard, hierdie Griekse woord wat hier gebruik word, kom help vir my en vir jou vanmôre, also met die intrapslag om iets te verstaan van hierdie wapen wat jy het. Hierdie swaard het ook van geen waarde gehad in 'n ou se skede of se beld nie. Hy moes gebruik geword het, spesifiek. So as jy vanmôre die sinnetjie lees, die swaard van die Gees, die woord van God, dan moet jy dadelik optel dat dit nie hier gaan oor 'n klompie generiese goed wat jy hier in die lug rondgooi en 'n paar bewegings wat jy maak, en daardeur word hierdie aanslag van die Satan gewen en afgeweer nie. Dis 'n baie spesifieke oorlog en 'n manier van veg waarna die Bybel verwys. Om hierdie Satan te staan, moet ek en jy spesifiek strategies met hierdie wapen kan veg. So hierdie soldate het baie tyd gespandeer om vaardig te wees met hierdie wapen. As jy nie vaardig was met hierdie wapen nie, het die wapen per se vir jou niks beteken. So hulle het ure en ure geoefen met houtswaarde en dan met regte swaarde, sodat hulle, as hulle in die oorlog kom, hierdie ding kon gebruik en dat dit tot sy reg kan kom.
Die volgende woordjie wat jy nie moet mislees nie, is die swaard van die Gees. As ons hierdie vers lees, dan is ons al klaar geprogrammeer in ons brein en ons is al klaar by die Bybel. Begin net eers by die swaard, hierdie klein swaard wat spesifiek gebruik moet word, waarmee jy vaardig moet wees, sodat jy spesifiek op hierdie aanslae en leuns van hierdie Satan kan inzoom en kan fokus. Maar hierdie swaard, jy moet geoefen wees, is baie nou gekoppel aan die Heilige Gees. Dis die swaard van die Gees. Die swaard van die Gees is die woord. So ons moet vanmôre, as ons hierdie wapen optel, begin by die begin en vir mekaar sê, dit is 'n swaard van die Gees. So, jy moet vir jouself vanmôre sê, wat is jou siening van die Bybel? En daarom ouers het ons nou vir julle gevra, toe julle hierdie kindjie gedoop het, glo julle dat die Bybel God se woord is? Dat dit die woord is wat vir my en vir jou van God afkom en lei en leer? Het hierdie woord vir jou gesag? Want wat kan ek en jy met 'n swaard doen, as ons nie in die gesag van daai swaard glo nie? So jy moet vanmôre vir jouself sê, wat is die Bybel vir my? En in hierdie wêreld waarin ek en jy leef vandag, is daar enorme groot aanslag op wat die Bybel is. Baie mense sê vandag, dis mensewoorde wat geskryf is oor God. Mense het gedink en gefilosofeer oor God. Party mense sal sê, dis een groot stuk fiksie hierdie. Dis Rudy van Rensburg se nuwe boek, hy het dit uitgedink iewers in die Karoo en hy het dit neergeskryf en dis 'n goeie storie met spanning in en 'n klomp goed. As jy hierdie wapen optimaal wil gebruik, dan moet jy vanmôre 2 Timoteus 3 vers 16 in jou hand en jou gedagtes kan onderskryf en sê, ek glo dat hierdie God se woord is, dat dit gesag het in my lewe, dat dit geïnspireer is deur die Heilige Gees. Wat beteken dit? Die Griekse woord daar beteken, God het eintlik geblaas, hy het uitgeasem hierdie woorde. So wat is hierdie boek? Hierdie boek is nie iemand wat gaan sit het en sy eie storie oor God geskryf het. God het deur sy Gees sy woorde in mense se gedagtes ingeasem, spesifiek. En daarom moet ons ook glo dat woorde ook spesifiek gekies is. En dat alles nie sommer net lukraak gebeur het nie, maar dat dit deur die Gees geïnspireer is en dis hoekom dit gesag het. Dis hoekom hierdie boek anderster is die huisgenoot of net oor 24 is. Maar daar's 'n ander belangrike ding wat ons moet onthou, is hierdie boek is deur mense geskryf. So Paulus het nie gaan sit en ewe skielik het sy hand aan die beweeg geraak en nou begin hy skryf en hy sien die brief aan Filippense van Paulus en hier begin sy hand van self skryf. God het Paulus en sy persoonlikheid en sy situasie en sy konteks waarin hy was, het hy gebruik en hy het dit self geskryf of iemand het dit namens hom geskryf terwyl hy dit gedikteer het. Maar dit was God se woord, deur die Gees geïnspireer. En dit het groot waarde en dit maak van hierdie boek 'n ander tipe swaard as sommer maar net 'n mens swaard of sommer maar net iets wat ek en jy in die wêreld bymekaar maak om ons te help verdedig. So glo jy dit. In die eerste plek glo jy dat hierdie boek deur die Gees geïnspireer is. Daarmee saam kan hierdie boek, die woord van God, kan nie sonder die Heilige Gees optimaal funksioneer nie. Want dis die Heilige Gees wat hierdie woorde in jou gedagtes laat vrug dra. Dis hy wat hierdie woorde vir jou in jou gedagtes oopmaak, verduidelik, verstaanbaar maak. So daarom is dit baie belangrik om vir jouself te gaan vra, maar as ek hierdie boek in my hand vat, wat is dit vir my? Is dit God se woord met gesag, geïnspireer deur die Heilige Gees? Gaan lees 2 Timoteus 3 vers 16 wat groot waarde het, wat my toerus, wat verkeerdhede regstel, wat my voorberei dat ek gereed is om in diens van God te staan. Is dit jou siening van die Bybel? Dit moet dit wees. Anderster kan ek en jy dit nie as swaard van God gebruik en as swaard van die Gees gebruik nie. Dan die laaste woordjie in hierdie sinnetjie sê,
Dis die woord van God. Ons het 'n wapenrusting, wapentuig, 'n swaard, dis 'n kort klein swaard wat ek baie presies spesifiek gebruik. Dis die swaard van die Gees, dis gekoppel direk aan die Gees, kan nie sonder die Gees optimaal funksioneer nie. En ons noem dit die woord van God. Nou as ek sê die woord van God, dan sal ek en jy sê die Bybel. So wat sê ons? Ek en jy het 'n swaard van die Gees en dit is die Bybel. As jy gaan kyk in die Grieks, dan gebruik hulle dwars deur die Grieks 2 woorde wat ons in Afrikaans met woord vertaal. So hier staan die swaard van die Gees is die woord van God. Die een is logos. Dis 'n bekende woord. Ek en jy weet dit dalk. As daar na die woord verwys word, dan skryf die Griekse teks logos. So Johannes 1 gaan lees, in Kerstyd is dit so kosbaar om te dink dat Jesus het mens geword, die woord logos het mens geword en hy tussen ons kom woon. So daar kry ons die Griekse woord. Jesus in persoon is die woord van God. In liggaam. As die Grieks verwys na logos, dan praat dit van die totale openbaring van God, van Genesis af tot Openbaring. So dit praat van hierdie hele boek, met alles wat hierin is. Dis die logos, dis die woord, ek en jy noem dit vandag die Bybel. Hier's 'n klomp geskiedenis in, hier's 'n klomp briewe in, hier's 'n klomp inligting in. Dis die woord van God geïnspireer, geskryf deur mense en by ons uitgekom. Ons kan eintlik sê, hierdie is die wapenkamer. Dis die wapenkamer. Die Bybel van Genesis tot Openbaring is die wapenkamer. Maar dan is daar 'n ander woord wat die Grieke gebruik het, en dit is rema. En rema het 'n baie spesifieke betekenis. En dit moet jy vanmôre mooi verstaan, om hierdie wapen mooi te kan verstaan en te kan gebruik. So dis nie 'n groot ding wat jy rondswaai, raak nie. Dis iets wat klein is, wat jy in geoefen moet wees, wat in noue kontak is in die aanslag met die bose. Die Gees is daaraan gekoppel, en die Bybel kom sê hier in Efesiërs 6 vers 17, hierdie woord wat hier gebruik word, is nie logos nie, dis rema. So luister nou mooi saam met my. Ek en jy het 'n swaard van die Gees, en dit is die rema van God. Nou moet jy mooi hoor. Nou moet jy baie mooi hoor. Dit is die spesifieke woorde van God vir 'n spesifieke situasie. Dit is rema. So wat beteken dit vir my en vir jou? Dit beteken nie dat ek en jy, wanneer ons in hierdie aanslag is, en wanneer ons veg teen die bose, en mislei en verlei word, dat ek en jy die Bybel begin rondswaai, soos 'n groot swaard, en sê, maar dis die logos, dis God se woord, dit is dit. Maar as ek hierdie Bybel rondswaai en sê, maar ek het 'n Bybel, en ek weet wat in hierdie Bybel so hier en daar 'n bietjie staan, en ek sit hom onder my arm, beteken dit nie dat die duiwel ewe skielik gaan vlug en jou gaan uitlos nie. Die woord van die Here sê, hy ken hierdie boek. Ons het dit nou nog gesien in Jesus se eie lewe, haal hy Psalm 91 buite konteks aan, en hy gebruik hierdie boek en hy verdraai hierdie boek. Hierdie inhoud van hierdie boek is nie vir die duiwel onbekend nie. Hy ken hierdie boek, maar dit laat hom sidder en beef. So wat kom sê Efesiërs 6 vir my en vir jou? Om 'n Bybel te hê op jou bedkassie, om 'n Bybel te hê en jy het hom onder jou arm, of hy's iewester in jou huis, en ek en jy het so hier en daar 'n idee wat hier aangaan, is nie genoeg nie. Hierdie is 'n kort swaard wat ek en jy in die binnengevegte met die Satan gebruik, spesifiek saam met die Gees. 'n Woord vir 'n spesifieke situasie, vir 'n spesifieke tyd. So hoor julle wat ek vanmôre mee besig is? Wanneer ek en jy veg teen die Satan, wanneer ek en jy veg teen hierdie misleiding, dan gebruik ek en jy 'n swaard, en ek en jy is besig met rema woorde, nie met die logos
met die algemene openbaring nie. So bly by my. Kom ons gaan na 'n masterclass saam met Jesus rondom geestelike oorlogvoering met die swaard. Ons sien vandag baie TV-programme waar daar meesterklasse aangebied word. Masterclasses, né? Jy kry dit by hierdie realiteitsprogramme. Jy kry dit by MasterChef. Hulle kook en dan op 'n stadium kom na een van hierdie ouens en dan bied hy wat aan? Hy bied 'n masterclass aan, né? Dis 'n klas wat hoër graad is. Dis iemand wat 'n expert is en hy kom wys vir jou hoe om chocolate mousse te maak. Jy kry dit by pottery. Ek het nou so onlangs 'n program gekyk oor pottery waar hulle klei potte en goed maak en dan iewers kom iemand en dan gee hulle vir hulle 'n masterclass, 'n meesterklas. Hulle kom wys vir hulle by 'n expert hoe om dit te doen. Ek weet nie julle manne, wie van julle het The Forge gekyk, waar ons by die swaarde en die messe maak en daai goeters partykeer, dan bring hulle iemand in en dan kry jy 'n masterclass. Dis iemand wat weet hoe om hierdie swaard te maak en hy kom leer vir jou die fynere kunsies van hoe om dit te doen. Ek het al 1 of 2 keer 'n skilderklas bygewoon en dan sit ek saam met 'n master teacher, 'n ou wat jou wys hoe om dit te doen. Nou, as jy vanmôre hierdie goed hoor en jy hoor hierdie wapen en jy hoor dat dit nie 'n groot swaard is wat jy rondswaai nie, dit help nie net om te sê ek het 'n Bybel nie, dit gaan oor rema, dit gaan oor spesifieke woorde van God in hierdie boek vir 'n spesifieke situasie. Waar moet jy leer? Gaan leer by die beste. Gaan leer by 'n masterclass. Gaan saam met my na Matteus 4 toe, na die wildernis toe, waar Jesus op hierdie spesifieke dag en spesifieke tyd net so deurloop deur dieselfde aanslag as wat ek en jy vandag in 2025 beleef. En wat doen hy dan? Na 40 dae word hy deur die Satan mislei. Hy word vir 3 keer na mekaar aangeval. So jy moet weet, die duiwel los ons nog nie sommer net na die eerste keer nie. En dan reageer hy 3 keer op presies dieselfde manier. En wat doen hy? Hy gebruik die swaard baie spesifiek, onder leiding van die Gees, in samehang en samewerking met die Gees, as 'n rema woord. En hy sê, daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. Dis hoe ek en jy met hierdie swaard werk. Hy het spesifieke skrif gekwoteer binne-in 'n spesifieke aanslag van die duiwel. Hy het nie maar net daar by Genesis 1 begin en 'n klomp goed gekwoteer nie. Hy het die spesifieke woord gebruik wat nodig was om daai Satan op daai oomblik te kan aanval. En hy sê elke keer, dit is geskryf. So wat gebeur die eerste keer? Die Satan sê vir hom, jy is honger. Ek het ons nou net gehoor, jy is die seun van God, so jy het die vermoë om uit hierdie klippe uit brood te maak. So gebruik jou goddelike mag om jou eie persoonlike behoefte aan te spreek. En sê vir hierdie brood, ag klip, dit moet brood word. En dan haal Jesus die swaard uit en hy steek baie spesifiek en hy gebruik 'n rema woord. Hy kwoteer nie maar nie algemeen nie. Hy staan nie daar damstrak met respek gesê en hy weet nie wat om te sê nie. Hy hardloop nie rond en soek 'n konkordansie iewers om te probeer 'n teks kry of 'n selfoon app nie. Hy sê daar staan geskrywe, 'n mens sal van brood alleen nie leef nie, maar van elke woord wat van God se mond afkom. Sien julle hoe steek hy presies rema, 'n spesifieke regte woord vir daai spesifieke leuen, uitdaging, versoeking, misleiding wat die Satan vir hom gegee. En hy steek spesifiek met daai kort swaard binne in die binnengeveg presies op die regte plek. Jesus het hom met hierdie rema woord het hy hom teëgestaan en vir hom gesê, ek gaan nie my persoonlike behoeftes koppel aan my mag. My pa het nie vir my gesê ek moet dit doen. En ek is gehoorsaam aan my pa en daarom buig ek onder my pa se gesag. Die tweede aanslag, Satan vat hom en hy vat hom daar na die hoogste punt van die tempel toe en hy sê vir hom, gooi jouself hier af, val jouself hier af en dan roep hy die engele om jou te keer, daar staan ons geskrywe. Hulle sal jou op hulle hande dra
Hy fokus hier op Jesus se aansien. En hy wil kyk of hy nie iewester vir Jesus 'n bietjie trots kan maak hier, of sy trots laat oorneem nie. Om iewester iets nou groot en buitengewoon te maak, sou ons nou wonderlik gewees het om daar af te spring, in plaas van om jou dood te val daaronder, ewe skielik 'n paar engele te kry om jou op te tel. Hoe groot en indrukwekkend sou dit nie gewees het nie, maar hoe mis sou Jesus nie sy pa se wil dan geskied het. En wat doen hy dan? Op daai oomblik haal hy sy swaard uit, sy rema woord, die regte woord gebruik hy, en hy sê, jy sal vir God nie beproef nie. En dan gebruik hy daai presiese woord wat hy nodig het. En dan kom die duiwel die derde keer na hom toe. En dan sê hy vir hom, val net voor my. Buig net voor my neer. Weet julle wat wil hy hier vir Jesus gee? Hy wil vir hom 'n kort pad skep, sodat hy die heerser van die aarde kan word. Hy wil hê, hy moet eintlik die kruis, eintlik sy stap. Hy wil eintlik hier 'n beroep doen op Jesus se aardse mag en sy aardse ambisie. En dan wat doen Jesus? Hy haal die swaard uit. En hy steek presies met 'n rema woord op die regte plek. En hy sê vir hom, gaan weg van my af, Satan. Daar staan geskrywe, jy sal die Here jou God en hom alleen aanbid en dien. En die resultaat hiervan, die Bybel sê, die Satan het van hom al weggevlug. Hy het hom alleen gelos. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp jou aan God, staan die duiwel teë, en dan sal hy van jou af wegbeweeg. Dit presies kom demonstreer Jesus in hierdie masterclass vir my en vir jou dit. As jy die regte manier gebruik, as jy hierdie swaard gebruik soos jy moet, dan sal hierdie waarheid waar word. En dan sal hierdie Satan van jou al weggaan. As Adam en Eva hierdie rema woord op die regte manier gebruik het daar in die tuin, dan sou daai versoeking teengewerk kon word. Jesus gebruik hierdie swaard op die regte manier. Waarom dink julle het die Gees hom in die woestyn ingelei, sodat hy deur die Satan versoek moes word? Ek dink, sodat ek en jy uit hierdie optrede van Jesus kan leer hoe ons hierdie swaard behoort te gebruik. Dis hoe jy 'n rema woord gebruik. Dis hoe jy hierdie swaard van jou uit die skede uitkry. 'n Swaard werk eers as jy hom gebruik. En hierdie teks is 'n pragtige voorbeeld van hoe Jesus hierdie swaard uit die skede uitgehaal het en hom gebruik het soos wat hy moet gebruik word. En nou wil ek vanmôre sommer net vir jou vra, waaruit haal hy hierdie rema woorde aan? Al 3 kere uit Deuteronomium uit. Uit die Ou Testament uit. Jesus se gunsteling boek in die Ou Testament is Deuteronomium. En dit moet ons ook vanmôre hoor. Dit sê vir my en vir jou 'n baie belangrike ding. Dit sê vir my en vir jou, hierdie logos, hierdie wapenarsenaal, hierdie wapenkamer van Genesis tot Openbaring is vol swaarde, is vol remas, is vol rema woord. Hier is logos geskryf, van Genesis tot Openbaring is daar baie geskryf, maar die uitdaging vandag is om hierdie potensiaal, hierdie wapenkamer te kan ontgin, sodat ek en jy die regte swaard kry, die regte rema woord kan hê vir elke aanslag van die bose. Daarom is dit nie goed genoeg om hierdie woord net rond te swaai en te sê ek het 'n Bybel en ek lees hom so nou en dan. Maar wanneer jy in hierdie situasie jouself bevind, jy gestrand staan en jy nie weet wat om te doen nie. So, om hierdie wapen te kan gebruik, moet ek en jy die woord van God ken. En ons het dit al 'n paar keer vir mekaar gesê, en ek sê dit vandag vir my en vir jou weer. Daar's nie 'n kort pad nie. Daar's nie 'n kort pad nie, dis die enigste wapen wat ons het, waarmee ons kan aanval. En Paulus sê die enigste manier hoe jy met hierdie wapen aanval, is wanneer jy 'n spesifieke woord vir God het, vir 'n spesifieke situasie en 'n spesifieke uitdaging. En dan moet jy vanmôre verby al jou verskonings en goeters kom, want weet jy wat, toe Jesus hier in die woestyn gesit het, het hy nie 'n boekrol gehad,
waarin hy eers moes gaan blaai tot by Deuteronomium, sodat hy hierdie tekste kon lees, sodat hy dit kon gebruik nie. Dit was in sy hart, dit was in sy brein, dit was in sy kop gesuif, gestoor. Dink julle, dit het van self gebeur? Waar bevind Jesus hom toe hy 12 jaar oud is, en sy maale is op reis, en hulle kry hom na 'n ruk nie? Waar is hy? Hy is in die tempel besig om met die ouens te redeneer en te leer en te lees uit God se woord uit. So hy het hierdie woord van God deur sy jare in sy kop ingememoriseer. Sodat die oomblik wanneer hy dit nodig gehad het, hy dit kon oproep. En hierso lê 'n groot uitdaging vir my en vir jou. En ek het vrede vandag met jou en met my, of jy nou van dit hou of nie. Maar dis die enigste antwoord wat ek en jy vanmôre het, is hierdie woord van God. Hierdie swaard, ons moet onsself oefen om hierdie swaard te gebruik. En ek en jy moet die woord, hierdie woorde, moet ons in ons gedagtes inkry. As ek vandag vir jou sê, soek gou vir my Sefanja 4 vers 4 op, gaan party van ons na die inhoudsopgawe toe. As ek vir tieners sê Moses 4 vers 4, dan soek hulle Moses 4 vers 4. Dis hartseer om te sê dat in die senior aftreeoorde vandag, as ek daar by daai mense kom en ek vra vir hulle, kom ons lees saam, dan weet hulle nie waar die teks in die Bybel is nie. So mense ken nie meer die woord van die Here nie. En ek kan nie vanmôre vir jou iets anders te sê, as om te sê, as jy hierdie swaard wil reg gebruik, as 'n aanvalswapen, moet hierdie boek, hierdie logos, moet in jou kop kom, moet in jou hart kom, sodat die gees, die remas, die swaarde kan trek, wanneer ek en jy dit nodig het. En dan het jy nie tyd om 'n app, of 'n dominee, of Google te bel nie. Jy moet dit hê. Jy moet dit in jou gees hê. So daarom wil ek vanmôre vir jou sommer vir 'n paar oomblikke help om net daarmee af te sluit. Wat is nodig vir my en vir jou om hierdie swaard te kan oordentlik gebruik? Ek en jy moet die woord van die Here memoriseer. En ons moet op hierdie woord van die Here moet ons mediteer. Volmaak. Nie sit en leeg maak, nie volmaak. Psalm 1 sê, ons moet ons gedagtes met hierdie boek volmaak. Hoeveel tekste in hierdie boek ken jy? Ek wil nie vanmôre hoor jy sê jy hou nie van lees nie, ek het nie 'n goeie geheue nie. Nee. As Jesus die masterclass vir my en vir jou kom sê hoe jy moet hierdie ding veg, beteken dit moet in jou kop en jou hart geberre wees, dan moet ek en jy seker hoor en leer bou. Natuurlik kan ons 'n boek hê, natuurlik het ons 'n app, natuurlik het ons die goed, maar vir daai kere, daai geleenthede, soos gisternag 1uur, as ek wakker word en ek het 'n benoudheid in my gees en ek is beangs, dan het ek nie tyd om te gaan soek vir 'n Bybel en te gaan lees nie. Dan moet ek sê, Filippense 4 vers 6 sê, moet jy oor niks bekommer nie, maak jou bekommernis aan die Here bekend, met danksegging en gebed, en hy sal jou 'n stuk vrede gee, wat nie van mense afkom. Dis hoe jy die swaard uithaal, dis hoe jy met hom beklei. Die hartseer is, ons ken nie die Bybel nie. Ons ken die stats van Victor Matfield en van Etsebet en van hierdie kar, en ons weet van daai website, en ons ken alles, maar die woord, die swaard, waarmee ek en jy moet veg elke dag van ons lewens, is ons arm aan. Die tweede belangrike ding is dit wat ons leer, en dit wat ons in hierdie boek lees, en memoriseer, moet ons begin doen. Dis hoe jy hierdie swaard gebruik, is die waarhede van die woord, moet jy begin doen. Jy moet dit begin doen. Dit help nie net ons lees en ons ken die tekste, maar die teks sê vir ons moet A, B en C doen, maar ons doen dit nie. Dis hoe jy veg. Dis hoe ons vorentoe gaan met hierdie swaard, is om te doen wat die woord van die Here vir ons sê. Jakobus help ons mooi. Hy sê as ons net hoor en ons doen niks, dan is dit soos iemand wat hulle self in die spieël bekyk en na die tyd vergeet en huis toe gaan en dit maak nie saak. So vanmôre is dit 'n eenvoudige boodskap, maar ek kan nie vanmôre dit vir jou doen nie. Ek kan net vanmôre vir jou sê, hoe groot prioriteit is dit vir jou om nie net in die hoekie te staan en jouself te verdedig nie, maar om gereed te wees om aan te val. Daarvoor het jy die swaard nodig. Jy het iets nodig in jou brein hier binnekant wat die Gees van die Here kan oproep, die rema woorde, wanneer jy dit nodig het. En daar is die Gees van die Here, God.
En weet julle wat? Daar het hy die vermoë om 'n teks wat jy iewester gememoriseer het en wat in jou kop is en jy dink dit nou sommer maar net iewester toevallig in jou kop in is, te gebruik op die regte dag op die regte oomblik. My en jou werk is om die woord van God in ons gedagtes in te kry, sodat die Gees van die Here dit kan gebruik. Dit kan opbring en dan moet ek en jy doen wat die woord van die Here vir ons sê. Ek dink 'n belangrike ding is dat ons sommer net hierdie woord van die Here gebed moet bid. Moet bid, dis hoe mens veg. Dis hoe mens veg. Dis wanneer jy die woord van die Here quoteer, uitspreek in gebed. Dis hoe ons veg met hierdie swaard. Dit help nie ons weet net 'n paar goed nie, ons moet dit gebruik. En hoe gebruik ons dit? Deur te sê, deur dit te praat, deur dit te bid. En dan die laaste enetjie, hoe gebruik 'n mens hierdie ding is 'n mens deel dit. Mens deel dit met ander mense. Mens deel dit met ander mense. Ek het so 'n mooi stukkie gelees van iemand wat sê hy het die Bybel gehad en hy het evangelisasiewerk gedoen. En toe loop hy verby 'n ou en toe wil hy vir hom die Bybel gee. En toe sê die ou nee, hy stel nie belang in die Bybel. Hy stel nie belang in hierdie goeders nie. Hy stel nie belang in God se woord nie. Toe sê hy maar, dit lyk daarom vir my of dit rookbaar is. Want hy het gerook, daggaarop rolletjies gerook. Toe sê die ou vir hom, okay, ek sal met jou 'n deal maak. Ek sal vir jou die Bybel gee. Jy moet net elke papiertjie wat jy rook eers lees. En so gee hy toe vir hom die Bybel. En na so 'n maand of 2 kom die ou terug na hom toe, toe sê hy vir hom, ek het deur Matteus gerook, ek het deur Markus gerook, ek het deur Lukas gerook, maar toe ek by Johannes 3 vers 16 kom, toe kon ek nie verder. Toe ek besef dat die Here vir my so lief het, dat hy sy seun vir my gegee het ek my saak met die Here reggemaak. Ek het hom aanvaar as my verlosser en saligmaker. En hy het 'n pastoor geword en hy het 'n evangelis geword. Die krag van hierdie boek, die krag van hierdie woord, as ons dit deel met mense, nou nie so letterlik altyd nie, maar wanneer dit ek en jy dit met iemand deel, dan gebeur daar iets. Wanneer ons hierdie woord memoriseer, wanneer ons hieroor mediteer, wanneer ons hierdie woord begin gebruik, wanneer ek en jy hierdie woord in ons lewens met gebed aangee, oor mense, oor sake, wanneer ons dit met ander begin deel, veg ons met hierdie swaard, soos wat dit bedoel is. Ek het so 'n mooi persoonlike getuienis, ek wil sommer daarmee afsluit. Ek is nou die dag hieronder by Checkers in die swembadwinkel, en ek praat sommer daar met die ouens en ek sê vir hulle, weet julle wat vir my die slegste ding om te doen van 'n swembadpomp, is om my sand uit te haal. Dis my, ek hou nie daarvan nie. Toe sê hy, maar hy het vir my 'n tip, om dit maklik uit te kry. Toe sê ek, maar jy sê vir my, wat is dit? Toe sê hy, nee, gonna cost you some money. It's not for free. Ek sê, nee, maar hoe werk dit dan nou? Sê hy, nee, dis sy kennis, maar hy gaan dit nie vir my gee nie, ek moet dit jou koop. Toe sê ek vir hom, op daai oomblik, julle, terwyl ek daar staan, nou is ek besig om hierdie goed voor te berei, ek dink aan hierdie goeders, sê die Gees van die Here vir my net so in my gedagtes, sê vir hom, jy het iets wat jy gratis vir hom kan gee wat niks kos. Ek sê vir julle, ek het nie met dit daar ingestap nie, ek beloof vir julle. En terwyl ek so daar staan, toe sê ek vir hom, ek het vir jou iets, wat jy nie voor hoef te betaal nie, wat for free is. Hy sê, wat is dit? Ek sê, I will show you the way to heaven for free. Amen. Hy sê vir my, maar het jy 'n geweer hier by jou, gaan jy my nou doodskiet, of moet ek voor 'n kar inloop? Ek sê, nee, dis for free. Ek sê, read Romans 10 verses 10. It's for free. It's the way to heaven. En hy praat met my, maar ek sien die ou wat langs hom sit, haal sy telefoon uit, haal sy selfoon uit. En hy maak sy foon oop. Hy sê Romans 10, vers wat? Ek sê 10. En daar begin hy lees. Dan begin hy Romeine 10 vers 10 lees. Weet julle wat staan daar? Sê met jou mond bely dat Jesus gesterf het in die kruis en jy glo met jou hart dat hy die dood uit opgestaan het, dan sal jy gered word. Niemand sal teleurgestel word wat na my toe kom. Hy het nie sy hart vir die Here daar gegee nie, maar ek glo met my hele hart dat die woord van die Here so kragtig is, dat as jy dit aangee vir iemand anders, dit in daai persoon se lewe 'n lewensveranderende werk kan. So wil ek sommer vanmôre afsluit en vir jou sê,
Ons veg nie om te wen nie. Ons veg uit 'n posisie van oorwinnaars. Ons het klaar in Christus Jesus gewen. Ons is in Christus meer as oorwinnaars, deur hy, hom wat vir ons die krag gee. Daarom is dit vanmôre so wonderlik om te kan weet, ek en jy het hierdie wapen. Ons het hierdie logos, al hierdie woorde, maar hierdie logos is vol van die rema, van die kort swaarde, wat ek en jy deur die Gees van die Here op die regte oomblik, op die regte tyd trek, waarmee ons veg, waarmee ons kan oorwin. Weet julle wat? Omdat Jesus gesê het, tetelestai, dit is volbring, kan ek en jy sê, daar staan geskrywe. En elke keer as ek en jy sê, daar staan geskrywe, dan haal ons hierdie swaard uit, en dan steek ons spesifiek. Jou huiswerk vir hierdie volgende dag of 2 is waar is jy in 'n oorlog? Waar is jy besig in 'n oorlog? Soos Adam en Eva, soos Jesus in die woestyn. Waar is jy besig? Waar beleef jy die aanslag van die bose in jou lewe op hierdie tyd en stadium? Hoe is hy besig om jou te mislei, jou te verlei, besig om versoekings op jou pad te sit, jou dood te druk, jou te laat bekommer, jou bang te maak? Waar is hy besig om jou te probeer in die strik te laat beland om sonde te doen? Waar is jou slagveld? Waar is jou oorlogveld? En dan die tweede belangrike ding wat jy moet doen is jy moet vir jouself gaan sê, watter spesifieke rema woord van God het ek gememoriseer, wat ek kan gebruik, waar ek kan sê, daar staan geskryf vir hierdie situasie. Ons lees die woord van die Here al so lank. Miskien herinner die Here jou aan 'n woord, of 'n sin, of 'n teks, of 'n skrifgedeelte wat jy al gememoriseer het, vir waar jy nou is. Miskien besef jy vanmôre, maar my file is leeg. My file is leeg. Ek ken letterlik hier en daar 'n versie in die Bybel. En die res van die tyd lees ek in die Bybel, maar ek het nie hierdie rema woorde, ek het nie hierdie gememoriseerde woord van die Here in my gedagtes. Ek gaan in hierdie wêreld in met 'n swaard en 'n skede, en hy werk nie, want ek kan hom nie gebruik nie, want daar's nie rema woorde beskikbaar. Begin iewers, dis nooit te laat nie. Jy hoef nie die hele Bybel te ken, die Heilige Gees God is getrou, maar begin in hierdie week om vir jouself te sê, as ek met my stilte tyd besig is, of ek lees iewers in my dagstuk, of wat dit ook al mag wees, gaan en gee die volgende tree, en memoriseer iets, begin om die woord te memoriseer, sodat die Gees van die Here daai woord kan gebruik, wanneer hy wil. Moenie sleg voel vanmôre nie, moenie skuldig voel vanmôre nie, sien dit vanmôre as 'n uitdaging. Wil jy van verdediging oorbeweeg na aanval toe, dan het ek en jy hierdie swaard van die Gees, die rema woord van God nodig. So mag jy sommer spoedig daarmee begin. As jy al reeds dit doen, nou aan dan. Maar dit is die antwoord, dis wat nodig is, om hierdie swaard te gebruik. Dis hoe jy uit die hoek uitkom, en in die geveg betrokke raak, en nie daar staan en wag vir die wedstryd om verby te gaan. Here, dankie dat ons vanmôre kan afsluit en sommer net hierdie gedagte met onsself kan deel. Here, dit is so 'n eenvoudige woord, maar dit vra van ons iets. Dit vra regtig van my om iewers anders te gaan dink oor die Bybel en oor die memoriseer van die teks, van die woord, om dit in my gedagtes te kry. Dit is so maklik om vandag, Here, iewers 'n stukkie in die Bybel te kry. Ons word so omkant gevang in ons woestyntye, as ons nie 'n Bybel by ons het, of 'n foon by ons het, of iemand by ons het, dan is ons gedagtes so leeg en so arm aan die woord. En ek wil sommer bid, Here, dat U vir ons wat hier is vanmôre 'n honger en 'n dors na U woord sal gee. Here, dat U vir my 'n begeerte in my hart sal gee om nie net U woord te lees nie, om dit te mediteer en te memoriseer ook. Ag en Here, dankie dat ons weet dat as ons harte instel op U en ons wil graag doen wat U vir ons vra om te doen,
dan sal U ook vir ons dit gee. En ek weet vandag, Here, om U woord te memoriseer, te deel van ons gedagtewêreld te maak, is binne U wil. Weet ek, sal U nie vir ons vandag slange en skorpioene gee, as ons brood en vis kom vra. Ja, Here, maak ons ook bewus van hierdie lyding, misleiding, wat ons so in ons alledaagse lewe beleef. Here, ons is so geneig om sommer net in vervoering te raak en weg te raak, as ons met U woord besig is. Help my, Here, om te konsentreer en te kan fokus, wanneer ek met U woord besig is, sodat die Satan dit nie kan kom steel, voordat dit kan groei. Here, help my ook met daai sorge in die lewe, wat my so vashou, wat U woord doordruk in my lewe. En daai begeertes van die wêreld daar buite, die goed wat daar buite kan so aanneemlik lyk, wat partykeer U woord by ons kom steel. Here, beskerm ons daarteen, waarsku ons daarteen, en geef ons ook oorwinning daaroor asseblief, Here. Dankie vir vandag, dankie vir U woord. Bid vir hierdie ouers wat vandag hulle kind gedoop het, Here, dat hulle op 'n klein jong ouderdom in hulle kinders se lewens nie skaam sal wees om die woord met hulle te deel, daaroor te praat as hulle op reis gaan, as hulle tuis is. Here, dat hulle ook sal moeite doen om self die woord te memoriseer en ook hulle kinders te help om dit te leer. En so elkeen van ons. Ons bid dit vandag in Jesus se naam. Amen. Jy het vanmôre die stem van die Here gehoor en ons het vanmôre geluister na die woord van die Here. En ek wil jou vanmôre ook so seën. Mag die Heilige Gees, die Gees van die woord, wat die woord geïnspireer het, in hierdie tyd met jou besonder besig wees. Mag sy liefde jou toevou en mag sy teenwoordigheid met jou wees. Amen.